1 Korintiërs. Of vanaand lees uit hoofstuk 2 en dan die eerste 3 verse uit hoofstuk 3. En ons sluit dan weer aan by Handelinge 1, wat in vers 8, wat sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ek gaan die hele hoofstuk 2 lees, is daarom nie so baie verse nie. Ek lees weer uit die 83 vertaling. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het, om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus, as die Christus, en wel oor hom die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Dit is onthou dat vanmôre gelees het in vers 1 vers 18, dat die boodskap is die krag van God. En dan in vers 23, Christus is die krag van God en die wysheid van God. En dan in vers 30 sê hy hier, Christus het geword die wysheid van God, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. En nou sê hy hier in hoofstuk 2 vers 5, dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Toe ek het lees, was ek so in die versoeking om sommer net daar te stop. Want hoeveel van wat ons glo en vir mekaar sê, is nie wat ons in boeke lees. En ander ouens se wysheid, dit wat julle vanaand by my gaan hoor, is tweedehands. Ek het dit glo by die Here gehoor, en ek het nog boeke van Andrew Murray ook gelees, so ek het dit so half verdeel tweedehands by hom gekry. Maar wat die wêreld gaan verander, wat die kerk gaan verander, is die krag van God. Krag van die Heilige Gees. Nie ons geleerdheid nie, het ek vanmôre gesê. Dis is julle geloof en julle wysheid. Nie op al hierdie mooi goedjies wat julle vir mekaar rondstuur nie. Nie op die boeke wat julle lees nie, maar die krag van God. En dit is my gebed. Dit is my seker die diepste wens, as ek dink aan Pinksterdag in Handelinge 2, en ek dink aan wat daar moes gebeur het, en hoe vreemd dit vir mense moes gewees het, en hoe gewoon kerk geword het. Iemand sê, ja, ek het gisteroggend by ontbyt gesing, het gepraat, toe sê ek, seentjie, vir sy pa, hy sê, pa, hoe gaan dit in die hemel wees? Hy sê, ja, dit gaan wonderlik wees. Die Here Jesus gaan daar wees, ons gaan met hom kan praat, ons gaan gelukkig wees, dit gaan lekker wees in die hemel, maar nou is op pad kerk toe. Hy sê, papa, dan gaan seker nie kerk in die hemel wees nie. Een kerk het 'n pyn geword vir 'n kind. En 'n pyn geword vir baie van ons, want ons beleef nie meer eerstens die krag van God nie. Weet jy, ek wens dit, ons kan op 'n punt kom dat ons nie so hoef te preek nie. Dat dit sal wees soos daar in tyd van Andrew Murray met die aand toe hulle saam bid en 'n 12-jarige dogtertjie staan op en toe sy begin bid. Die Gees van God op daai plek geval. Was dit net anders. Iets is iewers nie lekker nie. Ek lees nou die dag iemand wat sê dat hy baie in gemeentes rond preek. En in die gemeentes waar hy gekom het, waar intersessie geweldig plaasvind, was dit vir hom anders om op die kansel te staan.
Ek sê, ek bedoel niks dat julle nou met julle knie neerval hier en gou bid nie, maar die krag van God. Ek dink dit moet ons verlange wees. Dit moet ons, en dan moet ek verder lees en ons kom ek by my preek uit. Tog is wat ons verkondig wysheid. Hierdie is nou vir my verskriklik belangrik. Laat ek liewer 3 vers 1 tot 3 lees. Dan kom ek terug na hierdie toe. Dan gaan julle verstaan hoekom ek hierdie vanaf vers 6 wil lees. Hoofstuk 3 vers 1. Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met klein kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nie verteer nie. En julle kan dit ook nie nou nog nie verteer nie. Want julle is nog wêreldse mense. Vleeslike mense is eintlik die Griekse woord daar. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? Nou gaan ek terug na hoofstuk 2 vers 6. Hy sê, tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is. Wow. En dan 'n wysheid wat nie vir die wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergang. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborgde waarheid wat God bedek, die verborgde waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie sien nie, wat die oor nie gehoor het nie, en wat die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Toe ek dit vir my vrou lees, sy kry altyd die eerste mesiele wat daar tref. Toe sê ek, weet jy wat staan hier? You ain't seen nothing yet. Julle het nog nie gesien wat die volheid van God kan doen, wanneer die Gees van God beweeg nie, wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie gehoor het nie, wat in die hart van die mens nog nie opgekom het nie. Jy kan jou nie indink wat gaan plaasvind, wanneer die Gees van God beweeg nie. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees, hierdie is groot goed wat ek nou gaan lees. Die Gees ondersoek alle dinge. Hoor hierso. Weet nie hoe dit in die 33 vertaling staan, maar hier staan dit ook die diepste geheimenisse van God. Die Gees van God ondersoek die diepste geheimenisse van God. Die Gees van God wat veronderstel is om in my te wees, wat die diepste geheimenisse van God ondersoek, moet mos daai diepste geheimenisse van God ook aan my bekend maak. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. So ken ook niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Ja. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde, wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van
beste vertaling volgens my nie. Die 33 vertaling is nader, as jy net nou daarby kom, wat sê ons het die sin, dink ek staan daar, die noes, die gedagtes, die emosies, die denke van Christus. Die Engels sê, we have the mind of Christ. Moet ons net nie stop. Nou, met dit in gedagte, en wat ek vanoggend gesê het, dat, moet ek self onthou wat ek gesê het, dat die krag van God, die diepte dimensie wat die Gees van God in God ondersoek en aan my bekend maak, sal ek nie besef, sal ek nie weet nie, sal ek nie openbaring kry, as ek nie by die voete van die Here gaan sit. Tyd maak. Intimiteit met God neem tyd. Nou, met hierdie as agtergrond, gaan ons nou hoofstuk 3, wat ek nou reeds vir julle gelees het. Nou sou verstaan, hoe kom het ek so, miskien nie. Miskien is dit net ek wat in my R1 brein rond en bond kan spring. Broeders, ek kon met julle nie praat. Dit is verskriklik hartseer hierdie. Want hy vertel die krag van God, hy vertel hoe hy die Gees van God probeer die boodskap oorbring, en ek vanoggend vir julle gesê, ek is bly, ek was nie Paulus nie. Jy het enorme kennis van God gehad. Amper te veel om 'n Christen te wees. Hy was te slim. Broeders, en dan, ekskuus, hy was te slim, dat my sin klaar maak, maar tog was hy so nederig, en sê, kom nie na julle met hierdie geleerde woorde nie. Ek kom nie met julle met die sertifikate wat in die muur hang nie, dat ek aan die voete van Gamaliel, die rabbi van alle rabbies gesit het. Ek kom nie na julle en dit sê dit vir julle nie. Ek kom maar net en sê, as dit nie vir die Gees van God is nie, as dit nie vir Jesus wat in die kruis gesterf het nie, dan is dit sinloos wat ek hier vanaand doen, of wat hy doen. Nou sê hy, broeders, ek kon met julle nie praat, soos met mense, wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes met julle praat soos wêreldse mense. Sien julle daar wêreldse, en hy het reeds voorheen verwys na die gees van die wêreld. Soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nie verteer nie. En julle kan dit ook nie nou nog nie verteer nie. Want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? Nou kan ek afsluit, want dis nie ek nie. Dit geld nie vir my nie. Ek is geestelik, ek is geesvervul. Hierdie deel het my pa gepreek destyds en ek het nie die vaagste benul hy ook gesê het nie. Weet julle wat ek eintlik vanoggend en vanaand hier doen? Is om absoluut die basiese van die geestelike lewe te kom verkondig. Maar wat te groot geword het eintlik vir ons. Wat ek vanmôre gesê het, omdat ons soms, dat kan jy nie lekker sien nie. Vanmôre is julle so dof vanaand. Omdat, as ek na myself kyk, onthou ek het vanmôre vir julle gesê, hierdie is goed wat die Here op die oomblik vir my oopbreek, omdat hy dit vir my wil sê, omdat dit die plek is, wat die Here op die oomblik met my stil staan, oor my eie grootheid, oor my eie slimmigheid, oor my eie, ek dink ek weet wat hier aangaan, omdat ek weet, omdat ek dink, julle Ferdinand Duis het eendag vir ons gesê, meneere, op julle graad staan, julle het 'n graad in God geleerdheid. Julle ken God. Weet julle Moses, toe God hom daar in die gleuf toegemaak het hy net 'n graad in die agterkant, 'n skreefie van God gekry. Maar julle wat hier sit, julle ken God. En daai dag te bou daai man vir my opslagbal, wat ek nie kon koes nie, teen die kop. Want dit is, hoe mens deur seisoene gaan,
En hierdie wat ek vanaand oor praat, het een nag gebeur, toe ek kon slaap nie, en ek nie vir Hanlieke wakker, ek wil haar nie wakker maak nie, toe vat ek my selfoon, en op my selfoon is Kindle, en ek dog, laat ek nou ietsie daar op een van die boeke lees, en ek dog, ag, laat ek gaan kyk wat Andrew Murray gesê het. En hy bul vir my hier 1 uur, 2 uur in die nag uit met hierdie skrifgedeelte. En kom ons gesels bietjie daaroor. Ek gaan die bril tog afhaal. As ek julle nie sien nie, is ek nie so bang nie. Hy begin deur te sê, en ek broers, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. En as ek na 'n geestelike baba gaan kyk, of na die Peter fase, kom ons gaan kyk na 'n paar elemente. Dis 'n toestand van uitgerekte, voortdurende baba fase. Nou dink julle, ek doen opvoedkunde hier, ek was 'n onderwyser. Julle, dit is 'n toestand wat kort kop uitsteek by alle Christene. Die sielkunde praat baie keer van die ewige kind, wat is altyd 'n kind in my. Toe ek vandag hier na toe ry, dink ek oor my sielkunde daar. Dan moet julle my nie afskryf omdat ek sielkunde, want daar sekere kringe waar afgeskryf word as jy sielkunde geswat het. Wat hulle gepraat het oor die ewige kind, of die primal scream, wat hier diep binne jou is, hierdie onvergenoegdheid, die ewige kind van die vlees. Toe ek hier na toe ry, dink ek nou daaroor. Die kenmerke, as julle daar kan sien, wat is 'n baba? Baba is totaal afhanklik van ander. 'n Baba moet die hele tyd besig gehou word en hy moet bedien word. 'n Baba kan niks vir ander gee nie. En toe ek daaroor dink ek aan Petrus, wat daar geloop het en gesê het, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het. 'n Geestelike baba het nie om te gee nie. Dit wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus. En toe spring my gedagtes verder aan die dae toe begin het aan die Ladispark gemeente as jeugleraar met min of meer 800 kinders in die kategese. Maar dis nie die punt wat ek wil maak. Die punt was, iemand bel my eendag en sy sê vir my kind het net flou geword in die gang. Nou is ek jongerig en ek storm na die hospitaal in en toe ek so instap. Toe sien ek my hierdie kindjie is regtig nie meer met ons nie. En ek het vir die kind gebid, maar die kind het nie wakker geword nie. 3 kinders daarna is dood, nadat ek vir hulle gebid het. Tot ek eendag vir iemand gesê het, toe hy vir my vra, sy het my bid vir genesing, toe sê, kan ek net vir jou verduidelik. Die vorige 3 ouens is oorlede na ek gebid het. Toe sê nee, wag, ek sê vir jou collega's gevra. Maar vandag is dit vir my 'n hartseer saak. Want hier stap ek in by 'n ma wat hierdie verwagting het van hierdie dominee, hierdie kind het jou bewonder. Maar ek het niks gehad om vir haar te gee nie. Ek het niks gehad om vir die ma te gee by die stadium, behalwe om verslaan, verdwaas te wees, en daar uit te stap, en net te weet, hierdie kind is breindood. Nie dat dit my skuld is nie, maar weet julle, ek het niks gehad om vir die ma te gee. Ek kon nie vir haar sê, weet jy, ek het nie vir jou geld nie, maar ek kan vir jou Jesus gee, ek kan vir jou die krag gee, wat ek net bedaar. Daar was nie, die ewige kind. Maar ek het gedink ek is volwasse. Jy sien wat ek vanmôre gesê het, daar is 'n verskil tussen wat wie ons dink ons is en hoeveel ons dink ons weet en hoeveel die Gees van God kom en sy lig op ons skyn en sê, sien, dis wie jy eintlik is. Jy is nie so groot as wat jy gedink het nie. 'n Baba is baie selfsugtig, is op sy eie belang ingestel sonder dat hy en sy daarvan bewus is. As jy in hierdie fase is van die vlees, waar ons almal, ek gaan julle net nou agterkom waarop ek afstuur. Weet ek dit nie?
Kan jy dit sien? Many people have grown up in church without growing up in Christ. Many people have grown up in church without growing up in Christ. Chronologies volwasse, geestelik onvolwasse. Dit is hoekom ek glo die kerk as sisteem. Julle waar ek rondry in hierdie land, is daar 'n kerk van Jesus Christus besig om op te staan, wat nie lyk soos die kerk as sisteem nie. En as die kerk as sisteem in die erediens die enigste ding is wat ons spiritualiteit en ons geestelikheid en ons verhouding met die Here Jesus aanmeet, gaan ons die kerk van Jesus Christus wat besig is om op te staan en die herlewing wat besig is om op te staan, gaan ons dit mis. Want jy gaan gewoond wees aan 'n uur in die kerk, of 'n uur en 'n half of 2 ure. So moet dit net vir bygesit. Net dat julle ons glimlag daaroor. Maar 1 uur daai nag, toe sê die Here vir my, hy het nie met my gepraat nie, dit was my oortuiging. Jy het baie kennis. Maar jy is baie keer daar. Die vraag is dit vir my, is dit vir ons wat 20, 30, 40 jaar in die kerk sit, 10 jaar, 5 jaar. Jy sien, ons besef nie altyd dat ons in die vlees lewe, as die gees van God dit nie aan ons bekend maak nie. En ek het vanmôre ook Jeremia 17 vers 9 aangehaal. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? As die gees van God nie sy lig op my skyn nie, julle gaan ek bly net waar ek is. Gaan ek vergenoeg wees met wie ek is. Gaan ek mense seermaak. Toe ek vanmôre hier wegry, ek ry hiernatoe en mense so in gesprek met die Here. En nadat ek met hierdie skrif begin sit het, en ek het nie Vrydag aan die preek gewerk nie. Ek het net voor die Here gesit, met, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle voor my verootmoedig en bid, en hulle bekeer en terugdraai van hulle verkeerde weë, maar ek kan nie terugdraai as die gees van God nie sy lig op my skyn nie. Ek kan my nie bekeer. Dink anders beteken bekeer. As God nie sy lig oor my skyn nie, dan sal ek hulle hoor. Sal ek hulle gebed verhoor en sal ek hulle land genees. Hier is 'n land. Hier sit mense met ons maskers of hoe ons ook al is, 'n land wat genesing het. Net die vers voor dit sê hy, as ek die hemel toesluit, as ek nie reën stuur nie, as ek die sprinkane stuur om julle oes op te vreet, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is. Dit het ek Vrydag gedoen, deurgrond my o God. Want jy kan nie oor hierdie goed praat en oor hierdie goed dink en groei geestelik, as dit nie begin by die basiese dinge, van gaan sit self, voor die Here nie. Julle sien, môre het ek so half verwys na boeke wat ek lees en dat dit nie net gereformeerd is nie. Kerklike dogma, ek het hier geskryf, leerstellings, hierdie slagspreuke, ons sit hierdie skrifgedeeltetjies vir mekaar en hierdie mooi goed wat ons sê. Maar ons sê dit en ons stuur dit vir mekaar asof dit 'n werklikheid in my lewe is. Asof dit genuine wat ek daar sê 'n werklikheid is. Jy sien dat ons leef in hierdie illusie baie keer dat as ek 'n skrifgedeelte aanhaal, dat dit outomaties deel van my lewe is. Of as ek 'n slimmigheid vir iemand sê, dat dit ek is. Ek is die nice guy. Want ek sien nie myself raak nie. Die vraag is, het die vlees gesterf? Ek het 2 goed nog hier bygesit. Die feit, dis wat ek nou sê, dat ek iets weet of glo, beteken nie dat die vlees daagliks sterf nie. Julle, waar ons rondgaan en nou,
wil ou nie altyd nie vingers wys nie. Maar die kerk is gestrand. Gestrand beteken sit vas, hy kan nie beweeg nie. Met geestelike en emosionele onvolwasse leiers, dis nie net predikante nie. Dis ons wat die kerkbanke vol sit. Want die basiese van die evangelie begin verlore gaan, en ons sien dit nie meer raak, ons leef net aan. Ek wou net hierdie vir julle, nou het ek my pointer by my nie, net of julle iets te wys. Hierdie is alles wat aan my bekend is, wat ek weet van myself. Hierdie wat aan ander, bekend aan ander. Met ander woorde, mense kyk na my en hulle neem waar. Hierdie is onbekend aan ander. Bekend aan jouself, onbekend aan jouself. Met ander woorde, hier is wat julle van my sien en ek van myself ook weet. Hier is wat julle nie weet. Dis soos iemand wat bang is vir spinnekoppe, maar ek gaan dit nie vir jou sê nie, want hy weet, die mannekamp gaan die spinnekop in die bed wees. Dis die front wat ek voorhou, is iets wat ek weet, wat ander nie weet van my nie. Daar is wat ander van my sien, maar ek weet dit nie. En dan daai rooi gedeelte, sê hulle, daar's 'n gedeelte wat nie iemand anders mense kan sien nie, en wat ek ook nie sien nie, wat net die Gees van God kan sien. Jy sien wat eintlik moet gebeur is, daai rooi gedeelte, en daai blinde kol gedeelte, moet so klein as moontlik wees, hierdie oop area, en hierdie front moet ook kleiner wees, maar hierdie oop area moet groei, en dit gebeur net, waar ek die Gees van God toelaat, in my lewe, of vir die Heilige Gees te sê, Heilige Gees, hier's 'n deel in my lewe, wat ek nie raak sien, en ek verstaan nie, hoekom sê mense dit oor my, en hoekom tree hulle so teenoor my op nie, hoekom sê mense, dalk ek is liefdeloos, of kras, ek praat net skrif, miskien, sien hulle iets, wat jy nie raak sien nie, wat ek net dit vinnig wou wys, is dat net die Gees van God die lig op ons kan laat skyn, en self kan insien dat daar probleme dalk is. As ek nie kan insien dat daar fout is nie, kan ek nie iets daaraan doen nie. Nou gebeur daar, is julle nog alraai, nog nie flou geword of depressief of iets nie, dan is ek bly. Jy sien, ons kan met baie programme besig wees. En dit is nou weer waar die Here by my moet stilstaan, want my spesialiteitsveld is en was praktiese teologie, waar ek gemeentes en nou die organisasie wat ek nou mee betrokke is, help om te beplan, hoe doen 'n mens hierdie goed? Hoe maak mens hierdie program werk? Ons kan so besig wees, maar daar's min van die Gees sigbaar. Ek was as predikant baie besig, en ek het daarna 'n hospitaal ingestap, maar ek het min van die krag van die Gees gehad, toe ek daar ingestap het. Ek sê dit met groot hartseer, en toe ek nou so daar praat, en ek, Johan, jy moet nie so baie jouself praat, ek dink jy is die predikant. Baie bedrywighede, maar min krag van die Gees. Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is nie is dit nie daarom dat julle dwaal, dat julle en Jesus antwoord en sê vir hulle, is dit nie daarom dat julle dwaal, dat julle die skrifte en ook die krag van God nie ken. Ervaar ek en jy die krag van God nog? Julle, hoekom is dit dan nie daar? Ek het nie die antwoord vir my is, kom ons los alles en ons gaan sit by die Here, totdat dit deurbreek. Daai lied, When the Music Fade, I'm coming back to the heart of worship. Daai lied, daai gemeente het hulle deure gesluit. En hulle het gaan bid, tot die Here vir hulle gewys het wat die pad vorentoe is. Toe skryf hulle 'n lied, nou sing ons almal daai lied. Want jy sien, omdat ons die lied sing,
dink ons is op daai plek waar daai lied sê ons is. En ons mislei onsself. Ons is nie daar nie. Verstaan julle wat ek probeer sê vanaand? Laat die Gees toe om vir ons te kom wys. Julle, Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het. Julle, daai bedelaar wat daar sit en vodde, wat ek het is vir jou 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Wat ek vir jou het is om jou uit te ruk uit hierdie lewe van dwelms of waar jy is. Wat ek het is, soos wat ek vanmôre gesê is, ek het vir julle sê, dit was Smith Wigglesworth, wat in die trein geloop het, dan begin mense huil. Julle ander, wanneer mense huil as ek in die trein verby loop, is nadat ek op hulle tone getrap het. Nie omdat die Gees van God so kragtig deur my werk nie. Dis nie hartseer van waar ons is vandag. Mense huil net wanneer ons hulle seer maak, wanneer die kerk mense seer maak. Moet ophou raas. Besig, maar min van die krag van God. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van Gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Die engel sê, julle, hierdie is die laaste gedeelte van 2 vers 16, waar daar staan, maar ons het die Gees van Christus. Die Amplified sê, for who has known, of is dit die ESV, nee, dis die Amplified. For who has known or understand the mind, the counsel and the purposes of the Lord, so as to guide and instruct him and give him knowledge. But we have the mind of Christ the Messiah, and do hold the thoughts, feelings, and purposes of his heart. Is dit waar? Maar ons het die Gees van Christus, ons het die sin van Christus, die nous, die intellek, die gedagtes, die wil, die gevoel. Nou kan julle verstaan hoekom ek vanoggend gesê het wat ek gesê het. Jy gaan nie hierdie van Jesus hê as jy hom nie ken in die eerste plek, persoonlik ontmoet het. As julle vir my sê, kom ons noem Joos van die Westhuizen. Johan, ken jy Joos van die Westhuizen? Dan sê ek ja. Dan sê jy vir my gaan bel hom gou, dan sê ek oeps, ken hom nie so nie. Ek het hom nie ontmoet. Ek het van hom gelees in die koerant, ek het op TV van hom gesien. Maar Joos van die Westhuizen se hand het ek nog nooit geskit of hom gesê, aangename kennis. Ek het hom nooit in my huis ingenooi, ek het hom nog nooit deel van my lewe gemaak nie. Jesus Christus moet persoonlik ontmoet wees. Ek moet hom ken, hy moet in my lewe wees. Ek moet in 'n persoonlike verhouding met hom leef. En dan, tyd, wag op die Here. But we have the mind of Christ. Die vraag is net vanaand, is dit waar in ons lewe? 1 Korintiërs 3 vers 2 sê hy, as ons nou aanskuif na die volgende vers, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Hierdie gemeente het hulle geroem op groot woorde, op groot kennis, op wat hulle weet van God. Maar hier kom Paulus, en hy sê vir hulle, julle ken die Here Jesus, maar ek kom nie vir julle vaste kos gee nie, ek moes julle melk gee. Wat beteken dit? Hoor, maar ons hoor nie regtig. Ek het vanoggend vir julle die voorbeeld genoem, toe ek was omtrent 10 jaar oud, toe vra my pa my iets, en slim Jan antwoord hom.
En hy het my met so vonkel in sy oë gekyk. Hy sê, maar wat beteken dit regtig? Ek het vir hom uit my gevra, wat staan in Hebreërs 12 vers 1. Ek het gesê, Jesus is die begin en volëinder van my geloof. Toe sê hy, nou wat beteken dit regtig? En hoe gaan jy dit op jou lewe toepas? Weet jy, ek kan nou 'n kommentaar gaan lees, of jy vertel wat daar staan. Maar tot, dis seker 3-4 maande terug, het daai vraag by my brein draai, en skielik eendag breek dit deur, en ek het daaroor gaan skryf. Ek het gehoor, maar ek het nie gehoor. Dis 'n val en opstaan lewe. Nou, dit was 'n term wat baie gebruik is toe ek klein was, toe my pa gepreek het. Maar dit beteken nie daai verskriklike sonde wat ons so pleeg, en dan sê ag, maar dis in elk geval nie ek nie. Julle, dis hierdie klein goedjies, my neer verloor, liefdeloosheid. En ek het hier geskryf, toe ek daaroor dink, wanneer ek dit doen, in die wêreld sien dit, in my medegelowige sien, en hoor in my woorde, dan diskwalifiseer dit my. Wat beteken hy diskwalifiseer? Dit trek 'n streep deur my getuienis in hierdie wêreld. Kan nie geloofswaarhede hoor in my eie maak en daarvolgens lewe nie. Ek is nie gereed om te hoor en dit toe te pas in my lewe nie. In die voorbeeld hier, as jy gaan kyk na die gelykenis van die saaiër, het daar saad op die rotse geval. En die saad het ontkiem en vinnig opgekom en verwelk, want die wortel was nie diep nie. En die hartseer van daai deel wat Jesus vertel is dat mense hoor die woord, dit maak hulle opgewonde, dit raak hulle harte, en daar gebeur iets, maar hulle verstaan nie die volle konsekwensie van daai woorde nie. Hulle verstaan dit nie regtig nie. En as die eerste lewensslaaf val, dan verwelk dit, want daar is nie 'n wortel van verstaan, hierdie gees van God nie. Skuif aan na die 3de vers, dan sê hy, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloesheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie, omdat julle nog vleeslik is. Ek wil vir julle 'n voorbeeld noem. Ek hoop vanaand as ek aan die einde kom, kan dit julle help. Want hierdie wat ek vanaand vir jou sê, is my worstelinge, en ek gaan vir jou sê, hoe pas ek dit op die oomblik toe in my lewe, elke oggend van my lewe. Petrus, onthou julle, daar in die noorde van Israel, by Tel Dan en Banjas, waar die pangod aanbid is, kom Jesus en hy sê vir die disippels, wie sê die mense is ek? En hulle het allerhande antwoorde. En Jesus kyk vir Petrus so in sy oë en sê, wie sê jy is ek? Hy sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona. Bar is mos die Hebreëus vir seun van Jona. Want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Petrus is absoluut in konneksie met die gees van God. En net 'n paar verse verder, klim die vlees uit. Jesus sê, hy gaan nou moet sterf. Sê, want dis wat nou moet gebeur. Nou sê Petrus. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan. Julle aan die een oomblik sê hy vir hom, wow, die gees van God, die gees van Vader moes dit aan jou openbaar het. Volgende oomblik sê hy vir hom, gaan weg agter my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van 'n mens. Lekker, ons is nie Petrus nie. Gelukkig nie. Ons is bly dat ons nie Petrus is nie.
Die vraag is, hoor ons en onderskei ons? Ek moet ophou. Kom ons gaan net voor ek prakties word. Wat is 'n geestelike mens? Een teken daarvan, ek het 'n hele storie daaroor, maar dit gaan nie lank wees nie, so hou moed. Broeders, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, julle kan self in versoeking kom. So die een beginsel van iemand wat of 'n kenmerk wat deur die Gees van God gelei word, is sagmoedigheid. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. Ek het nou eendag vir Frans elkaar gesê, François, ons moenie met 'n program besig raak nie. Ons moet deurleefde disippelskap. Wat beteken dit? Ek moet my geestelike tande in hierdie woord inslaan en nie net probeer deurlees nie, maar ek moet die woord vat, soos Galasiërs 5 vers 22. Ek moet die Gees van God vra, help my om die vrug van die Gees te begin leef. Elke oomblik van my lewe. Leef, die ander ding is, hoe kry ek sagmoedigheid en is ek nie so opvleend nie. Die Hebreëse beginsel is in Genesis 1 is, dit was aand, dit was môre. Met ander woorde, rus, vanuit verkoking in die Here, begin ek my werk doen. Ek het dit hier geskryf en toe vee ek dit uit. Moenie jou malwerk, doodwerk, lamwerk, en dan wil gaan rus nie. Rus, en dan vanuit rus werk. Jy moet die tekens lees, wanneer jy weet, jy in die vlees gaan oorgaan in lewe. Ek wil vinnig gaan. There is a difference between gifts and graces. The graces of the Spirit are humility and love, like the humility and love of Christ. The graces of the Spirit are to make a man free from himself. The gifts of the Spirit are to fit a man for work. God may give us gifts that we use, and yet our lives may not be wholly in power of the Holy Ghost. Ek kan as Christen leef, soos Petrus, in konneksie met die Heilige Gees, maar die volgende oomblik, dan spring die vlees uit. Julle, ek het 'n paar weke gehad om hieroor te proe. Julle moet dit nou vanaand net hoor. Ek is so jammer daaroor. Ek het gesê sagmoedigheid. Hoe gebeur hierdie sagmoedigheid? Hierdie skrif en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. As ek dit lees, dink ek aan 2 insidente wat ek weer vir julle oor my lewe wil noem. Die een was, kom by die huis eendag, Tian was van 2, hy is nou 31 jaar oud. Hy's jeugleraar. Hy sê vir my, papa, jy weet, jy is liewer vir die kerk se kinders as vir ons. Tweede geleentheid was so besig met programme, en ek was suksesvol. So het ek gedink. Tot iemand voor my kom sê, 2 persone, my vrou en iemand anders, Johan, jy is nie regtig lief vir hierdie mense. Ons hardloop, en ons is so besig, soos Louis Malherbe gesê het, met die dinge van die Here, dat ons nie by die Here van die dinge kom. Dat die Gees van God, sy liefde, sy persoonlikheid, sy denke, sy emosies in my kan uitstort. Ek het nie tyd gehad daarvoor. Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, het jy al gaan sit en het gesê, Here, ek het U lief,
wil net in die teenwoordigheid wees. Al is dit net 5 minute. Here, ek dink dis 'n groot vraag om te vra. Stort die liefde in my uit. Ek onthou om James Leroux was saam met my pa predikant in die CG Kerk. En hy het vertel hoe hy daar in Nederland dit vir die Here gebid het. En hoe die Here hom eendag die gees van God oor hom gekom het, soos golf na golf van liefde. Hy sien dis liefde, dat hy naderhand uitroep, hou nie op, ek kan nie meer dit hanteer nie. Dat die liefde in my hart uitgestort word, as ek hier voor staan, dat ek dalk op een manier na julle kyk, maar as die liefde van God in my hart uitgestort word, dat ek anders na julle kyk, dat ek anders na Handelie my vrou kyk, dat ek anders na die persoon wat daar sit en bedel kyk, dat ek anders na die uitreike wat ons gemeente het kyk, anders, want die liefde van God is in my hart uitgestort, want weer eens, om terug te gaan na vanmôre toe, gaan sit by die bron van liefde, gaan wees by die bron van liefde. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Dacht ek dit lees en weer lees, en ek sê vir myself, ja, nou kom jy soveel liefdeloosheid in jouself, as God liefde is. Hy het nie liefde nie, hy is liefde. God is in my, die Gees is in my. Hoekom is hierdie dan nie? Vra julle nooit sulke vrae vir julleself nie. Jy sien sukkel ek. Laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Hierdie wetboek het ek vanmôre gesê, is die rigsnoer van alles wat jy sê, oordink dit dag en nag. Sorg dat jy alles uitvoer wat hierin geskryf staan, dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Nou kan dit ook 'n rympie in my kop word. Maar weet julle, as ek in die aand in die bed gaan lê, begin dit dink. As jy in die kar ry, kry vir julle CD, speel woord, praat met die Here. Dis nie bril op my horlosie te sien nie, dominee saam. Ek wil net vir julle hierdie konsep verduidelik. Intieme lewenswyse. In Hosea 4 vers 6, hoe dit hier staan dit, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. In 83 vertaling staan daar, my volk gaan onder, omdat hulle nie aan my toegewy is nie. Net in kort, ek gaan kyk toe na die Hebreëus. En as jy daai woordjie wat daar in Hebreëus geskryf is, kennis, da'at, as jy dit neem en jy gaan kyk, hierdie is die stam eintlik van daai woord in Hebreëus, dan kry jy die woordjie yada. Julle het dit al baie gehoor seker. En wanneer 'n mens, of dis hoe ek persone deesdae leer, as jy na die skrif kyk en jy kry 'n konsep in die skrif, dan gaan kyk jy, hoe ver terug van Genesis af, waar kry jy die eerste keer? Die begin van daar af werk. Genesis 4 vers 1 kry jy, en God het, Adam het sy vrou Jada, hy het gemeenskap met haar gehad. Want my vraag was, hoekom staan daar in die een vertaling 'n gebrek aan kennis, en in die ander vertaling omdat jy nie toegewy is nie? Toe gaan kyk ek en toe sien ek, maar laat ek liewer sê, as jy daarna gaan kyk, dan sê hy, daarom het ek die priesterskap van julle weggevat. Hoekom? En dis wat ek vir manne in Suid-Afrika begin sê het, manne, ons word nie gemarginaliseer nie. Dis nie BEE en al hierdie tipe goed nie. Wanneer ons weer intiem, jada, met God, en hy sy karakter in ons kan inlê, en sy woorde in ons mond kan lê, sy karakter kan deur ons begin leef, gaan hy ons weer herstel in die posisie waar ons moet weet. Want wat sê hy? Ek het die priesterskap van julle weggeneem. Wat het ek hierin gelees? Omdat julle nie intiem met my wandel nie.
is julle in die vlees en het julle gevaarlike priesters geword. Het julle gevaarlike profete geword. Het julle selfs gevaarlike konings geword. Maar wanneer julle weer met my jada en my gebrokenheid begin beleef, en ek my karakter in julle kan begin inbelê, my woorde, my emosies, wie ek as God en Christus is, as ons na die Nuwe Testament kan spring, dan gaan ek intimiteit met God. My volk gaan te gronde, omdat hulle nie met God jada. Nou dink ons net is kennis. Jy kan die Bybel ken soos jy wil. As jy God nie intiem ken nie, wat is die probleem? I'm afraid, as Andrew Murray wat het sê, I'm afraid that in the church of the 19th century, to set back by the 21st century, we often make the terrible mistake. We take congregations, en ek het dan gesê churches and spiritual leaders, in which the majority are carnal men. Ons dink ons is geestelik, ons is vleeslik. We give these men spiritual teachings. Ons gee vir hulle steaks, maar hulle kan dit nie verteer nie, want hulle moet melk kry, en purity kry, en met yoghurt kry. We give these men spiritual teachings, and they admire it. Sien julle? Ontkiem die saad. Understand it, and rejoice in such ministry, yet their lives are not practically affected. They work for Christ in a certain way, but we can scarce recognize the true sanctification of the Spirit. We dare not say they are spiritual men full of the Holy Spirit. Miskien moet ou hierdie bietjie langer gaan lees wat hier staan. Ons is so besig met programme. Maar waar het dit ons gebring vandag? Julle, dis wat my so hartseer maak. Die een organisasie waarby ek betrokke is, het ons tot dusver voor 22,000 mans in Suid-Afrika gestaan. Is Suid-Afrika 'n ander plek? As die gees van God dan 22,000 manne sou verander, hoekom is Suid-Afrika nie 'n beter plek nie? Wat is volgens my verstaan die probleem? Die probleem lê by die wortel. Aan julle vrugte sal julle geken word, maar aan die wortel sal jy verstaan word. En wat hierdie wortel betref, dis nou nie berading en al hierdie tipe goed, dit is op vir 'n ander dag. Diep gewortelde vlees. Hierdie vlees in my, en dit is wat die Here daai nag aan my geopenbaar het, Johan, hoekom jy so stoei en roei en beklei met ander mense, en nie met ander mense kan jy wel saamwerk dikwels nie, en hoekom jy so meningsverskil het met baie, is die vlees in jou. Ja, daar sit ek, nie sit nie, ek het sommer op my rug gelê nie. Want dit wat hier onder gebeur, by die wortel, beïnvloed die kwaliteit van die vrugte. Aan die vrugte sal jy geken word. Kwaliteit van die vrugte, ekskuus, is bietjie dof. Dit help nie, ons dokter die vrugte met allerhande spuitgoed. Die siekte lê hier. Die wortels moet genees. En hoe doen ek dit? Hoe doen ek dit op die oomblik? Net 'n paar aanhalings. Dietrich Bonhoeffer, onthou julle Dietrich Bonhoeffer? Die dag voordat die oorlog verby is, toe hy tereggestel. Hy het gesê, when Christ calls a man, he bids him to come and die. Nou wil ek sommer begin huil, omdat ek so hartseer is, omdat ek moet sterf. Dit is nie lus nie, dis om te weet, ek bedoel nie sterf nie, by my vlees. Julle, my vlees wil lewe. My vlees wil lewe, moet julle nie glo, dit lyk net so oulikie woord. When Christ calls a man, he bids him to die. When all is said and done, the life of faith is nothing if not an unending struggle
of the Spirit with every available weapon against the flesh. Petrus, U is die Christus, die Seun van God. Toe Jesus sê hy moet sterf, want dit is hoekom hy op die aarde gekom het. Toe sê hy nee, toe sien hy nie die weë van God in nie. En toe spring die vlees uit. Sien julle, dit is 'n stryd wat selfs Petrus, Paulus, was in stryd met Petrus oor goed in die kerk. Sodra die sisteem inskop, dan beklei ons mekaar. Wat is die oplossing? 'n geofferde self. Vermaan julle dan broers by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en welgevallige offer. Dit is die redelike godsdienst. Daai in die Grieks is, dis die lewenswyse van aanbidding. 'n gekruisigde self. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Is dit waar? Sê nou dag vir die Here, ek kruisig die vlees. En onmiddellik is of die Gees vir my sê, hou oogies oop. Iewers gaan iets met gebeur, wat jou vlees gaan laat opspring. En die hele dag bitter goed gegaan. En toe gebeur daar iets nogal by die ete wat my verjaarsdag vier. Daai hele aand is in my kop so 'n bietjie ontwrig gewees. Want toe weet ek, dis dit. En toe stoei ek. Maar hierdie vlees, die prentjie wat ek gekry het eendag oor myself, is toe ek sê, Here, ek wil die vlees kruisig. Hierdie gespartel, jy weet hierdie, hulle noem dit, die Engels is tantrum, die Afrikaans, maar nou neem hulle dit op, nou kan jy sê dit is Afrikaans. Maar dis 'n vloer remoer. Ek sien spartel ek aan die kruis, ek sê, genade, Here, wat gaan daar aan? Hy sê, dis jou vlees. Jy wil nie, jy wil stoei en roei en beklei, en jy wil leef, en jy wil jou wil afdruk op my wil. En vanmiddag toe ek hier na toe ry, toe sien ek weer daai prentjie. Dis hierdie geskree. Ek wil nie af, ek wil nie in hierdie kruis wees, ek wil nie, ek wil lewe. Nou, ek sluit hiermee af. 4 dinge wat ek op die oomblik vir die afgelope ruk van ek hierdie nou begin ontdek het, wat ek elke oggend doen, en dan met die bewustheid, enige tyd hierdie dag kan daar iets gebeur, wat die vlees, daai wat so, jy weet as 'n ou dood is, of laat herleef, van vryvlaai goed mos jy te mekaar, skiet jy so, dit gebeur hierdie dag, waar daai vlees wil het opstaan. Wat doen ek? Die eerste ding is, ek het vir myself gesê, ek moet erken en bely, dat daar so iets is, soos 'n lewe, wat elke oomblik in konneksie is met die Heilige Gees. Ongeag waar dit is. Bewustelik. Al is dit hoe moeilike situasie, ek is in konneksie met die Heilige Gees. Ek moet glo. Ek sê nie ek is daar. Ek glo dat dit daar is. Dis hoekom ek sê, weet julle, ek leef met dit in my hart. Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees moet 'n lewenswyse word. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees moet 'n lewenswyse word. Daar is nie maar so ding in die hitte van die stryd vir my nie. Ek gly nog. Baie keer net in my gedagtes, baie keer, ek het vir myself geleer van stop. As iemand iets sê en ek vroeër jare heel agter gespeel, ek weet wat 'n lay tackle is op my, of 'n hoë bal wat hulle op jou speel. Ek weet hoe hard val het, maar ek het dit begin terugdoen. Erken, dan word ek wakker as ek Here Jesus. Ek erken en ek bely dat daar 'n lewenswyse is
wat 24/7 in konneksie is met u gees. Konneksie is 'n simpel lelike woord. In verbinding. Gees van God is hier langs my, is in my. Ek is die tabernakel, ek bely dit, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Die tweede ding is, Here, ek bely dat ek in my sondigheid in die vlees lewe. Ek ken en bely die sondige natuur van die vlees. Dit is daar. Ons is ongelukkig daarmee gebore. Dit bly daar by ons. Die lewe wat nie elke oomblik God se liefde weerspieël nie, sê ek hier, is deel van die menslike, vleeslike lewe. Daai wat ek wil terugbyt in die kantoorvergadering. Ek praat met myself. Julle is rustig, moenie worry nie. Dis nie julle nie. Dis die vlees. Vandag toe as ek so in die kar ry, dan sê ek, Here, ek kruisig die vlees. Dit kan net nie meer nie. Dit kan net nie meer nie. Weet julle wat ek sit Vrydag en ek sit vorige keer in my lewe. Hoeveel mense deur my woorde omdat ek myself wou laat geld het, myself wou verdedig het. Het ek so seer gemaak. En wanneer iemand seer maak, die Hebreëse denke sê, as jy woord spreek, kry jy 'n lewe van sy eie. Jy kan dit nie terugtrek nie. Jy kan net vergifnis gaan vra. Maar julle daai ongemak tussen mense bly altyd. Ons is gewoonlik blind hiervoor. Daarom sê ek vir die Here, ek bely dat daar so groot stuk vlees in my teenwoordig is. Andrew Murray sê dis 'n lewenslange stryd wat ek voel. Daarom moet ek in verbinding wees met die Gees. Die derde ding is wat ek doen, is ek neem 'n wilsbesluit. Here, ek kruisig die vlees op hierdie oomblik. Ek sien hoe dit aan die kruis geplaas word en ek slaan daai